Goeiemôre en welkom by ons Sondag stil word afspraak vandag, waar ons weer ons harte na die Here toe draai vir wysheid en vir geestelike leiding en antwoorde op jou en my daaglikse vrae wat ek en jy het. Nou ek wil vandag praat oor 'n laaste ding wat Jesus nie gesê het nie, of wat Jesus nooit gesê het nie. Ek het 'n reeks behandel van 5 en toe daar nog een kleintjie bygekom, 'n groote eintlik. En ek het spesifiek gewag tot vandag op ons Sondag stil word afspraak, waar ons 'n bietjie meer tyd het om oor hierdie eenvoudige saak te praat, wat deur baie verskillende denominasies en verskillende teologiese uitgangspunte wyd uiteenlopend geïnterpreteer en vertolk word. So wat is dit wat Jesus verseker nie gesê het nie? Jy sal nooit een vers in die Bybel kry waar Jesus gesê het dat die wet tot 'n einde gekom het nie. Inteendeel, het Jesus aanhoudend vir jou en vir my melding gemaak van die wet en verwys na sy volgelinge, hulle wat hom liefhet, as mense wat gehoorsaam is aan sy gebooie. Nou dis 'n kosbare ding om te besef dat God se woord nooit verander nie. Gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde bly. Waarskynlik die duidelikste uitspraak van Jesus oor die wet en oor die geldigheid van die wet word gevind in Matteus 5 vers 17. Ek wil hê ek en jy moet dit vandag saam lees en dan tot ons slotkonklusie kom. Matteus 5:17 tot 20 sê: Jesus is aan die woord. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Vers 18 sê: dit verseker ek julle. Dis Jesus wat dit sê. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of een letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Dan sê vers 19, wie dan ook een van die geringste, die kleinste van hierdie gebooie ongeldig maak of breek, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar daarenteen, wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Vers 20 sê, ek sê vir julle, Jesus, onthou Jesus is aan die woord, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou hierdie is kragtige woorde wat deur Jesus self gespreek word. Wanneer Jesus in hierdie teks sê dat hy nie gekom het om die wet ongeldig te maak nie, maar gekom het om dit te vervul, word die woord vervul nie gebruik om te sê dat ek en jy nie meer die wet hoef te hou nie, omdat Jesus dit vervul het nie. Maar Jesus kom juis om sy stempel van geldigheid daarop te sit, sodat ek en jy dit moet doen. Die bewys hiervan lê in die volgende vers, waar Jesus sê, voordat die hemel en die aarde nie verbygegaan het nie, of geëindig of vernietig is nie, sal nie 1 komma, die kleinheid van 1 komma of punt van die wet ooit verbygaan nie.
So, die vraag vir jou en vir my vandag is, het die hemel en die aarde al verbygegaan? Nee, glad nie. En daarom kan die wet nog nie tot 'n einde gekom het nie. Sal die hemel ooit tot 'n einde kom? Nooit nie. Die wet van die Here is 10 gebooie wat hy met sy eie vinger in 2 klipplate ingebrand het, sodat ek en jy nooit hoef te wonder of te twyfel oor wat sy wil vir jou en vir my is nie. Sy wil is eenvoudig vir ons lewe. Liefde vir God en liefde vir mense. Liefde vir jou naaste. Wat in 10 gebooie omskryf word. As jy die eerste 4 doen, bewys jy dat jy God lief het. As jy die laaste 6 doen, bewys jy dat jy mense lief het. Jesus self praat oor die wil van sy Vader in Matteus 7 vers 21. Kom ons lees dit vanoggend. Matteus 7, 21 tot 23 sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Hier praat hy weer oor sy koninkryk, né? Maar net hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Dan sê hy, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie? Deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Hoor wat sê Jesus? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af. Julle wat die wet van God oortree. As die wet verval het, dan sal Jesus nooit hierdie woorde gespreek het nie. Ek sluit af. Jesus beskryf ons liefde vir hom en vir die Vader as gehoorsaamheid aan sy gebooie. Watter gebooie? Natuurlik is daar net een stel gebooie, dis die 10 gebooie. Hiermee bewys Jesus dat hy nooit kon gesê het dat die 10 gebooie tot 'n einde gekom het nie. Ons lees daarvan in Johannes 14 vers 21 en 23. Jesus is weer aan die woord, want ons praat nou oor wat Jesus gesê het. Wie my gebooie het en die gehoorsaam, dis hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. In vers 23 sê Jesus, as iemand my lief het, sal hy my gebooie bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Kosbare woorde, wat deur Jesus gesê word. Mag jy vandag verstaan, dat Jesus nooit gesê of geïmpliseer het, dat die wet tot 'n einde gekom het nie, maar eerder, dat hy bevestig het, dat ons dit moet gehoorsaam en moet doen. Jesus sê in wese, vir jou en vir my vandag, dat as ons kan sê, dat ons hom lief het, en ons nie sy gebooie gehoorsaam het nie, dan bedrieg ons onsself. Jou liefde vir God en vir mense word juis gemeet aan jou gehoorsaamheid aan sy gebooie. Nie om dit net te hoor en daaraan te glo nie, maar om dit te hoor en dit te doen. 1 Johannes 5 vers 2 en 3 sê hierdie kragtige woorde. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie gehoorsaam of bewaar. Vers 3 sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie
bewaar. En hoor gou, hy sê, en sy gebooie is nie swaar nie. As jy vandag wil sê, ek is lief vir die Here, moet jy miskien 2 maal daaroor dink, of jy werklik gehoorsaam is aan sy gebooie. Want liefde beteken om gehoorsaam te wees aan sy gebooie. Ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, met alles in my krag en verstand, het ek U lief. Ja, ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, met alles in my krag en verstand, het ek U lief. Hemel sonder ons wou U nie hê nie, so U die hemel neerlaat daar. My skuld was groot, U liefde groter, niks sal ons nou ooit kan skei. Hoe beeldskoon is U naam, hoe beeldskoon is U naam, die naam van Jesus my koning. Hoe wonderbaar is U naam, niks kan vergelyk. Hoe wonderbaar is U naam, die naam van Jesus, die naam van Jesus. Ek het U lief, o Heer.